Jy weet, vaskulêre omleidings is eintlik 'n klein wonderwerk in chirurgie. Dink daaraan so, dis 'n splinternuwe snelweg wat ons bou vir jou bloed om 'n gevaarlike blokkade te kan omseil. Maar wat gebeur as daai nuwe pad, daai reddingsboei, sommer oornag in 'n doodloopstraat verander? Dis presies die vraag wat ons vandag gaan aanpak. En dis nie net 'n wat-as vraag nie, nee. Vir die mense wat op hierdie oorplanting staat maak om bloed na hulle bene of arms te kry, is 'n mislukking 'n absolute noodgeval. Dit kan katastrofies wees. Die insette is wel, dis ongelooflik hoog. So, die kern van die probleem het 'n naam: oorplanting trombose. Daai nuwe pad wat die chirurge so versigtig gebou het, skielik is dit heeltemal geblokkeer deur 'n bloedklont. En net soos op 'n snelweg, stop alle verkeer. In hierdie geval is daai verkeer natuurlik lewensbelangrike bloedvloei. Dis 'n reuse mediese noodgeval wat onmiddellike aksie verg. En die gevolge hiervan, dis regtig ernstig. Dink 'n bietjie hieroor na. Histories het meer as die helfte, ja meer as 50% van pasiënte wie se oorplanting misluk het, binne 'n jaar 'n ledemaat verloor. Dis nie net 'n getal op 'n bladsy nie, dis 'n uitkoms wat iemand se lewe heeltemal verander. Daarom is dit so belangrik dat ons verstaan hoekom dit gebeur sodat ons dit kan keer. Goed, so die groot vraag is, hoekom misluk hierdie reddingsboeie? Wel, dit blyk, dis nie net een ding wat verkeerd loop nie. Dis eintlik meer soos 'n perfekte storm van faktore. Dit kan iets met die pasiënt self te doen hê, die operasie of selfs die materiaal wat vir die oorplanting gebruik is. Alles begin regtig in die operasiesaal. Die sukses van daardie hele oorplanting vir jare en jare vorentoe hang af van een ding: tegniese perfeksie tydens daardie eerste operasie. Dink daaraan soos die fondasie van 'n huis. As daar selfs die kleinste kraak in daardie fondasie is, kan die hele huis later in mekaar tuimel. So, om seker te maak alles is perfek, kan chirurge nie net duim vashou en hoop vir die beste nie. Nee, hulle moet hulle werk kontroleer, onmiddellik, nog terwyl die pasiënt op die tafel is. Die proses word intraoperatiewe assessering genoem. Dis basies die finale kwaliteitskontrolle voor die pasiënt eers die teater verlaat. En hoe hulle dit doen, het heeltemal verander oor die jare. Vroeger was dit amper 'n kunsvorm. Die chirurg moes die puls voel, na die oorplanting kyk en basies op hulle instink staat maak. Maar vandag het ons van kuns na wetenskap beweeg. Gevorderde tegnologie gee ons harde data. Dit vervang daai goeie gevoel met koue harde feite. En dit laat ons toe om foute op te spoor wat die menslike hand of oog net eenvoudig sou miskyk. Vandag se chirurge het 'n hele arsenaal van hoë tegnologie gereedskap tot hulle beskikking. Byvoorbeeld duplex ultrasonografie wys hulle die bloedvloei in reële tyd. Dan staan arteriografie, dis amper soos 'n supergedetailleerde padkaart van die are. Die Doppler is 'n handige klein dingetjie wat luister of die verkeer mooi glad vloei. En angioskopie, dis soos om 'n klein kameraatjie binne in die aar af te stuur om te gaan kyk. Al hierdie dinge saam maak seker dat absoluut niks aan die toeval oorgelaat word nie. Reg, so die operasie is verby, al die kontroles is gedoen, alles lyk goed. Maar die pasiënt is nog glad nie buite gevaar nie. Om die waarheid te sê, daai eerste 30 dae is 'n ongelooflike kritiese tydperk waar dinge baie vinnig kan verkeerd loop. En die statistieke wys dit. Tussen 5 en 10% van hierdie tipe oorplantings en die onderbeen misluk binne daai eerste maand. Dit klim dalk nie na baie nie, maar dis 'n beduidende getal. En dit wys net weer eens hoekom waaksaamheid in hierdie vroeë dae so verskriklik belangrik is. En hier is nou 'n baie belangrike punt. Die oorsaak van die mislukking hang amper altyd af van wanneer dit gebeur. Dink hieroor, as 'n oorplanting binne die eerste 30 dae misluk, is dit baie altyd 'n tegniese probleem met die operasie self. As dit 'n paar maande later gebeur, is dit gewoonlik die liggaam se eie genesingsproses wat oorboord gaan en die aar vernou. En as dit jare later misluk, dan is dit heel moontlik die oorspronklike siekte wat weer kop uitsteek. So die tydlyn, die horlosie, vertel jou presies waarna jy moet soek. Goed, so ons verstaan nou die vroeë en die middeltermynprobleme. Maar wat van die langtermyn? Wat maak dat een oorplanting vir jare en jare hou en 'n ander een nie? Wel, dit kom basies neer op 3 groot risikofaktore. Eerstens, die pasiënt se eie gesondheid en gewoontes. Dinge soos aanhou rook of om op dialyse te wees, het 'n reuse impak. Tweedens, die kwaliteit van die oorplanting self. As die aar wat gebruik is, byvoorbeeld te nou is, onder 3 mm, is dit 'n groot rooi vlag. En derdens, die pasiënt se geskiedenis. As daar al vorige mislukte operasies aan daai been was, is die risiko vir die nuwe een outomaties hoër. En as jy dit alles bymekaar sit, lei dit tot een onvermydelike gevolgtrekking. Die werk is nie verby die oomblik as die pasiënt uit die teater kom nie, glad nie.
Om hierdie risiko's te bestuur is lewenslange aggressiewe monitoring absoluut krities. Dit gaan alles daaroor om 'n probleem op te spoor lank voor dit 'n volskaalse krisis word. Maar kom ons sê, ten spyte van al die beste beplanning en monitoring, misluk die oorplanting tog. Wat dan? Wel, dan skuif die fokus onmiddellik na 'n dringende en ja, baie komplekse reddingspoging. Die reaksie is gewoonlik 'n duidelike 4-stapplan. Stap 1: spoor die probleem op. Die simptome kom terug, die pols is weg. Stap 2: assesseer. Hoe erg is dit? Hoe dringend is dit? Dit bepaal jou volgende skuif. Stap 3: stabiliseer. Begin dadelik met bloedverdunners om te keer dat daai klont enigstens groter word. En laastens stap 4: gryp in. Kies die regte prosedure om daai bloedvat weer oop te kry. Maar daai laaste stap, die ingryping, is nie so eenvoudig nie. Dis 'n fyn balans van risiko's. Jy het die chirurgiese opsie, 'n trompektomie, wat vinnig is veral vir vroeë mislukkings. Die probleem is, die langtermynresultate is soms teleurstellend. Dan is daar trombolise, klontbrekende medikasie. Dis goed vir later mislukkings, maar dit kom met 'n byna 3 keer hoër risiko van ernstige bloeding. En dan is daar die nuwer meganiese toestelle wat die klont fisies uithaal. Dis wonderlik vir pasiënte met 'n hoë bloedingsrisiko, maar die tegnologie is nog relatief nuut. Soos jy kan sien, dis 'n ongelooflike moeilike keuse en die pasiënt se lewe en ledemaat hang in die weegskaal. En hierdie aanhaling uit die bronmateriaal waarop ons vandag se bespreking baseer, som dit eintlik perfek op. Dit sê dat die langtermynsukses van 'n oorplanting nie net oor die operasie gaan nie. Dit is gegrond op 'n lewenslange verbintenis, lewenslange toesig, tydige heringrypings as dit nodig is en waaksame bestuur van risikofaktore. Dis 'n vennootskap, regtig, tussen die pasiënt en die hele mediese span. En dit alles laat ons met 'n laaste en nogal hoopvolle gedagte. Soos ons tegnologie verbeter en ons al hoe beter raak met die bestuur van risikofaktore, kan ons 'n punt bereik waar oorplanting mislukking 'n baie seldsame en heeltemal behandelbare gebeurtenis word. Met elke nuwe deurbraak kom ons 'n bietjie nader aan daai toekoms. Die einddoel is tog duidelik, om 'n potensieel rampspoedige gebeurtenis te verander in 'n seldsame en belangriker nog, 'n hanteerbare komplikasie.